As tiener het ek 'n normale gesinslewe gehad. Op die ouderdom van 7 en 8 jaar is ek seksueel mishandel deur 'n familievriend. As gevolg daarvan was my identiteit op skool heeltemal deurmekaar. Ek is geboelie toe ek in die laerskool was. Ek het reeds in die laerskool begin dwelms gebruik. Op 12 of 13 jaar ouderdom het ek probeer om van die huis af weg te hardloop. Ek is uit die hoërskool geskort. Ek het rejected gevoel en ek wou powerful wees. Ek en my vriende het speletjies gespeel soos 'n Ouija board om demone aan te roep. Dit is daar waar die geestelike wêreld vir my begin oopgaan het. Ek onthou die eerste aand nadat ek God ervaar het. Ek het in my bed gelê en my huis was vol mense wat dwelms gebruik het. Mense het dronk geword en buite beheer geraak. Ek het weer gaan lê en my deur toegemaak. Net toe ek daardie aand in die slaap raak, het ek 'n gees in die kamer sien kom. Hy het voor my bed gaan sit en sy vinger in my gesig gewys. Hy het vir my gesê: "As jy met hierdie pad aanhou, gaan ek jou doodmaak." Op daardie oomblik het ek geweet, luister, dit is reël. Waarmee ons besig is bose magte. Dit waarmee ek te doen gehad het en wat ek ervaar het, die ontmoeting wat ek met God gehad het. Toe het ek begin besef dat dit demone is waarmee ons te doen het. My drugdealer het vir ons baie dwelms gratis gegee. Ons het kilogramme gaan verkoop. My maat vir my net gebid en vir my kerk toe genooi. Ek het my lewe vir God gegee en binne my het daar iets verander, maar ek het nog gesukkel om vry te kom. Eendag sit ek in 'n vriend by die huis. Ons het gedrink en dwelms gebruik. Intussen het die persoon wat my dealer was ook besluit om vir Jesus te volg. Toe hy na ons toe stap, was daar krag gesag in sy stem. Ek het probeer om hom te dodge toe hy oor die Here begin praat. Ek wou nie hoor nie, maar die manier hoe hy gepraat het iets in my gegrip. Terwyl hy gepraat het die krag van God daardie plek gevul. Ek onthou dat hy baie ernstig gepraat het, maar die woorde self was nie so kragtig soos die presence van die Heilige Gees nie. Ons het opgestaan en hy het sy hande op my kop gelê. Dit was asof elektrisiteit deur my liggaam geskiet het. Ek is in een oomblik vrygemaak. Ek onthou ek op die vloer wakker geword het en gedink het, wat is dit? Ek het nog nooit die krag van God so ervaar nie. Ek het na my hande gekyk en gevoel hoe elektrisiteit daardeur vloei. Ek het dieselfde krag wat deur my ex-drugdealer gewerk het binne my gevoel. Ek het hom toe gevra, "Hoe weet jy?" Hy sê toe vir my, "Ek het ook aan my lewe vir die Here gegee, maar ek het van die pad af gegaan. Ek het daardie huis as 'n vry man verlaat. Ons het net al nader aan God gegroei. Dis hoe ons uitgegaan het en mense se lewens aangeraak het. Ons was aan die brand vir God. Ons het begin om vir ander mense te bid wat ook sukkel met addictions. Dis wonderlik. Ek is waarlik verander deur die krag van God. Vandag het ek my eie bediening wat reg oor Afrika mense help om vry te lewe. Ons veg worstel nie teen mense nie, maar teen magte in die geestelike wêreld. Net die waarheid van Jesus Christus is sterker en kan jou vrymaak.